vriendjies se plekke inneem. Goeiemôre geliefdes. Vanoggend neem ons afskeid van 'n geliefde ma, 'n vrou, 'n suster, 'n ouma, 'n matriarg, familielid en vriendin. Tannie Engela was 'n besonderse mens en ongeag hoe ons onsself voorberei, die dood bly onverwags, onwerklik en onbegryplik. Maar ons vind troos in die woorde van Jesus wanneer hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het sy ook gesterwe. Deur sy dood en opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges uitroep. Dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou oorwinning? En daarom treur ons wel, maar is nie sonder hoop nie. Ons weet dat God die dood verag en nie toelaat dat dit die laaste woord oor ons spreek nie. Daarom mag ons ook nie toelaat dat die dood die laaste woord oor Tannie Engela spreek nie. In Psalm 121 staan daar, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? En dan is die antwoord, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat sy beloftes gestand hou. Genade en vrede vir julle van Jesus Christus, wat sy lewe gegee het, sodat ons die lewe kan hê. Genade en vrede vir julle van die Heilige Gees, ons trooster, wat in ons is en ons harte weer heel maak. Amen. Ek gaan vra dat ons nou lied 570 saam sal sing. Ure, dae, maande, jare. Engela, Maria, Johanna, Marie, Frankel, nee Brits, is deur die doop ingelyf in Jesus se sigbare liggaam hier op aarde. Sy het ook so deel geword van Jesus se kerk. Sy is gedoop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Deur die doop dra Tannie Engela die teken dat God haar vir ewig heilig verklaar het. Ons steur onsself nie aan wat mense van ons dink of van ons sê nie, maar aan wat God van ons dink en van ons sê. Dis daarom wat ons kan weet dat Tannie Engela as geheiligde die lewe hier op aarde verlaat.
Vriende, hier by die Eike het ons die gewoonte om tydens 'n roudiens of 'n begrafnis op die nagmaalstafel die Christuskers te hê. En vir die wat dalk opgelet het om die kers, is daar so 'n doringdraad gespan. Dit help ons om te onthou dat in ons seer, in ons pyn, is die Here by ons. Hy ken dit. Hy het dit aan sy liggaam gevoel. Mag ons vanoggend op 'n besondere manier beleef dat die Here Jesus Christus hier by ons is en dat hy ons seer en ons pyn ken. Ek gaan nou vir Welien vra om vir ons Amazing Grace te sing. Grace that moved my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious deep that grace appeared. Dankie Welien. Liewe familie en vriende, wanneer ons hier is om iemand soos dan die engele te groet, besef ons wat die gawe van 'n mens se lewe is. Elke mens laat 'n unieke spoor agter. Sommige leef stil weg, maar ander laat diep voetspore agter. Tannie Engela was beslis een van daardie mense wat 'n merk gemaak het, wat 'n impak gehad het en wat diep spore gelaat het. Sy was 'n vrou van karakter, 'n vrou van beginsel en 'n vrou wat met haar hele hart geleef het. Sy het moed gehad en sy het nie maklik opgegee nie. Wanneer daar probleme was, het sy nie weggehardloop nie, sy het vasgestaan. Dis ook daar is hierdie wat ons besef
hoe broos ons is. Maar ons kom nie net hier om 'n lewe te vier nie, ons is ook hier om onsself te herinner aan die uiteindelike troos, wat daar lê in die oortuiging, dat ons uiteindelik in God se hande rus, en dat hy die een is, wat ons ontvang. Daarom is dit God se stem, wat vandag die laaste woord spreek, en nie die dood nie, nie ons hartseer nie, maar die Here. Mag ons regtig ook ons seer en ons pyn aan hom oorgee. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend voor U met dankbare harte. Dankie Here vir die lewe van Tannie Engela. Dankie dat U haar met ons gedeel het. Dankie dat ons haar kon liefkry. Dit was 'n gawe. Dankie Here vir die manier hoe U na haar omgesien het, hoe U haar bygestaan het, hoe U haar gevorm het. Dankie dat ons vanoggend ook juis iets van haar lewe kan vier. Maar dankie Here dat ons ook kan weet dat U nie 'n God is wat ver af bly staan wanneer ons deur moeilike tye is nie. Dat U nie apaties is nie. Dat U juis in tye soos hierdie by ons is en ons toevou in U liefde. Daarom wil ek vanoggend kom bid en vra Here dat U ook hierdie familie sal toevou in U liefde en U genade. Mag hulle U arms om elkeen van hulle voel. Mag hulle voel, Here, hoe U hulle optel en hulle ook dra in hierdie tyd. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, wanneer 'n mens aan Tannie Engela dink, is daar baie woorde wat na vore kom. Slim, gedissiplineerd, gedrewe, netjies, eerlik, beginselvas, hardwerkend, lojaal, maar ook sagge aard en omgee. Mens kan haar eintlik nie met 'n enkele woord volledig beskryf nie. Sy was 'n besonderse kombinasie van krag en deernis. Sy het groot geword, gedeeltelik in Beaufort Wes en gedeeltelik in Carnarvon. En in daardie streek is daar 'n gesegde: 'n persoon is 'n goeie mens, maar kook nie sag nie. Nou as daar ooit iemand was wat daardie woorde beliggaam het, was dit Tannie Engela. Sy was 'n goeie mens. Sy het 'n hart van goud gehad, maar sy het geweet hoe om haar rug reguit te maak. Sy het geweet waarvoor sy staan, en sy het nie maklik van haar beginsels afgewyk nie. As oudste van 4 kinders, het die verantwoordelikheid vroeg reeds vir haar 'n groot beginsel geword. Toe sy begin werk het, was haar jongste broer, oom Dion, maar net 5 jaar oud gewees. Die Karoo het haar gevorm. Dit het haar geleer dat die lewe nie altyd maklik is nie, en dat jy hand in die ploeg moet slaan en vorentoe moet beweeg. Dit het haar geleer dat die lewe nie verniet is nie, en dat jy nie alles net verniet in die lewe kan kry nie. Dit het haar ook geleer dat mens nie vir een oomblik moet terugstaan nie. En mense het dit reeds op skool gesien. Op skool was haar besonderse vermoëns iets wat reeds uitgeblink het. Akademie was haar speelveld. Tot groot frustrasie van haar broers en susters, wat dikwels deur die onderwysers gemeet is aan die standaarde wat Tannie Engela gestel het. En daardie dwarslat was eenvoudig te hoog vir kinders wat die lewe eerder buite die handboeke wou geniet het. Wiskunde was haar groot liefde, en die familie vertel nog vandag die storie van meneer Piet Brink, wat oortuig was van dat sy seun Tannie Engela sou uitstof as die wiskundeleerder van die jaar. Hy het dit amper reg gekry, totdat Tannie Engela aangedring het
dat die vraestelle oorgemerk moet word en die punte 'n totale ander storie vertel het. Van daardie dag af het mense geweet, mens mors nie met Engela en haar somme nie. Maar intelligensie maak nie van 'n mens 'n besonderse persoon nie. Dit was haar karakter wat haar mense die meeste onthou. En dit het haar ook onderskei. Vir 50 jaar het sy haar lewe toegewy aan Sanlam. En almal wat in daai tyd saam met haar gewerk het, kan getuig van haar besonderse karakter. Sy was een van daardie pioniers van haar tyd. Die eerste vrou by Sanlam wat 'n universiteitsgraad behaal het. Sy was die een wat voorgeloop het in 'n tyd toe dit nie vanselfsprekend was dat vroue 'n senior pos beklee het nie. By die kantoor was dit nie belangrik dat almal van haar moes hou nie. Dit was eerder belangrik dat die werk reg gedoen moes word. Sy het nie gewerk om 'n applous te kry nie. Sy het gewerk omdat sy geglo het, mens moet dinge op die regte manier doen. En dis hoe sy geleef het. Sy het nooit kort paaie gesoek nie, en alles moes netjies gewees het, alles moes korrek wees, alles moes volgens die reëls geskied. Selfs toe sekere reëls nie meer noodwendig op haar van toepassing was nie, het sy steeds dit nagekom. Nie omdat iemand oor haar skouer gekyk het nie, maar omdat dit eenvoudig was wie sy as mens was. Mense wat saam met haar gewerk het, onthou haar juis as iemand wat voorgevat het. Sy het nie van ander gevra om standaarde te handhaaf, wat sy nie self bereid was om te leef nie. Sy het geglo dat sy eerste die voorbeeld moet stel. Maar natuurlik het hierdie sterk persoonlikheid ook by die huis 'n merk gelaat. Die familie vertel met groot liefde dat daar oor kos maak, skottelgoed was en selfs oor die regte manier van glase hanteer soms ernstige meningsverskille kon wees. Want die Engela het seker gemaak dat haar glase blink. Sy het ook geglo dat as iets die moeite werd is om te doen, moet mens dit met jou volle gewig aangryp. Selfs die molle in die tuin het hierdie vasberadenheid van haar leer ken. Sy het oorlog teen hulle verklaar en sommige meen dat die grasperk amper meer skade aangedoen is as wat die molle die pak slaag gekry het. Maar dit was die tipe mens wie dit in Engela was. As sy iets aangepak het, het sy dit met oorgawe gedoen. En tog sou ons haar heeltemal verkeerd verstaan as ons net by hierdie sterk vasberade kant stil staan. Want agter hierdie vasberadenheid was daar 'n besonderse sagte hart. Daar was altyd tyd om te luister. Daar was altyd belangstelling in ander mense. Sy het mense raak gesien en sy het die goeie in mense raak gesien en wou hulle help om hulle volle potensiaal te bereik. Dus jy is hierdie kombinasie van beginselvastheid en deernis wat haar so besonders gemaak het. Wanneer ons vandag terugkyk op haar lewe, sien ons net iemand wat baie bereik het nie. Ons sien iemand wat met oorgawe geleef het. Iemand wat haar gawes ten volle benut het. Iemand wat geglo het dat karakter belangriker is as gemak en dat integriteit belangriker is as erkenning. As daar een ding is wat vir Tannie Engela nog belangriker was as haar werk, dan was dit haar familie. Vir haar was familie nie net 'n bysaak nie. Familie was haar alles. En dit is merkwaardig hoe iemand wat so hard gewerk het, steeds met soveel liefde en toewyding en ondersteuning haar familie bymekaar gehou het. Sy het verstaan dat familie nie van self 'n hegte band het nie. Verhoudings vra tyd, dit vra moeite, en dit vra iemand om inisiatief te neem. En dikwels was sy daardie persoon. Paasnaweek was vir haar heilige grond. Dit was wanneer almal huis toe moes gaan. Daar was geen verskonings nie, die familie moes saam. En sy het nooit met leë hande opgedaag nie. Daar's geëet, gelag, stories vertel en herinneringe gemaak.
Mens moes jou staal as die Britse eers begin praat het, want al 4 kinders het gelyktydig verskillende stories in dieselfde gesprek gevoer. Dit is heel waarskynlik hoekom sy so mal was oor wiskunde, want net sy sou kon sin maak van daardie som. Sy het doelbewus gewerk om die familie naby mekaar te hou. Al het die ouderdomsverskille en die groot afstande hulle soms uit mekaar gehou. Sy het verstaan dat familie een van God se groot gawes is wat versorg moet word. En daardie liefde het ook sigbaar geraak in die klein dinge. Byna elke familielid het op een of ander stadium iets uit haar hande ontvang. Van 'n gebreide truitjie, 'n kombers of 'n dooppakkie wat waarskynlik nog vir geslagte in die familie bewaar sal word. Sy het nie net wol aan mekaar geweef nie. Sy het liefde ingeweef in elke steek. En wie kan dan van haar padkos vergeet? Menigte reise is begin met 'n stukkie padkos uit in 'n Engelse kombuis. Sy het geweet dat kos meer doen as om net mense se maag vol te maak. Dit sê ook, ek gee om, ry veilig, ek dink aan jou. Dit was wie sy was, iemand wat regtig omgegee het. Nou, agter hierdie streng standaarde en presiese manier waarop sy dinge gedoen het daar 'n hart geklop wat besonder diep was vir ander mense en wat gevoel het vir mense, veral mense wat swaar gekry het. Sy het nie daarvan gehou om 'n groot ophef te maak wanneer sy mense met haar goedheid geseën het nie. Trouwens, baie van wat sy gedoen het eers later uitgekom. Sy het eenvoudig gehelp waar sy kon. Haar regterhand het inderdaad nie geweet wat haar linkerhand doen nie. Soos op Kanavon het Tannie Tokkie gereeld 'n besoek gekry en sy bederf met goue stawe, een vir die kas en een vir die tafel. En om Blondie en Zander het gereeld ook 'n pompoentert gekry. Sy het nie gewag totdat mense gevra het nie. Sy het raak gesien waar die behoefte was en sy het eenvoudig gegee. Veral vir kinders. Hulle het 'n spesiale plek in haar hart gehad. Ook die familie se kinders. Wanneer sy gehoor het van 'n kind wat swaar kry, was sy diep geraak. Sy wou help, sy wou versorg, sy wou daardie kind iets van God se liefde tasbaar laat beleef. Daardie liefde van haar het ook uitgebrei na diere. En ons almal ken haar liefde vir diere. Daar is selfs 'n bakkie wat vernoem is na haar hond, Laika. Sy was ook iemand wat die lewe met oorgawe geleef het. Sy was lief vir tuinmaak en haar groentetuin het nie net haar eie huis van groente voorsien nie, baie ander mense het ook die vrug van haar hande geniet. En tussen die groente, die hoenders en die eende en al die ander projekte was daar altyd nog iets waarmee sy besig was. Dis asof sy nooit sonder 'n plan of sonder 'n nuwe uitdaging kon wees nie. Tannie Engela was ook avontuurlustig. Sy kon die wêreld deur plat toer. En toe baie mense op die ouderdom van 70 stadiger begin leef, besluit Tannie Engela, dis nou die tyd om op 'n olifant se rug te klim. Net om 7 jaar later te besluit dat 'n kameel ook iets is wat sy moet probeer. Dit sê iets van haar. Sy het nie opgehou leef omdat sy ouer geword het nie. Sy het aanhou ontdek, aanhou lag, aanhou waag, aanhou leef. En as 'n mens alles van haar lewe saamvat, dan staan een ding bo alles uit. Sy was 'n vrou van karakter. Nie volmaak nie, maar eg. Sy het gestaan vir dit waaraan sy glo. Sy het liefgehad met haar hele hart. Sy het gewerk met al haar kragte en sy het gegee sonder om iets terug te verwag. Wanneer ons na 'n lewe kyk, is dit maklik om net by die mens self vas te steek en dit wat sy bereik het.
Maar sy was meer as dit. Sy is haar karakter gewees en ook die nalatenskap wat ons nou raak sien. Meer as dit, was sy 'n getroue gelowige. En Psalm 16 nooi ons om ook dieper te kyk, want uiteindelik leer Psalm 16 ons, die lewe gaan nie in die eerste plek oor ons nie. Dit gaan oor God, wat 'n mens se lewe dra. Dit gaan oor God, wat die mooiste vir elke persoon se lewe moontlik maak. En Tannie Engela het ook iets hiervan verstaan. Ek gaan vanoggend juis vir ons uit Psalm 16 lees, en daaruit ook vir ons troos bring. Voordat ek dit lees, gaan ek vir die Here vra om vir ons oop te breek. Kom ons bid saam. Here, in oomblikke soos hierdie, besef ons dat ons U nodig het. Die dood van 'n geliefde kom raak ons hart op so 'n manier aan, Here, dat ons nie op ons eie stoom vorentoe kan gaan nie. Dankie, Here, dat ons na U toe kan draai, na U woord toe kan draai, om ook daaruit troos te vind. Mag U nou vir ons Psalm 16 oopbreek, en mag U elkeen van ons harte aanraak, om ook daarin troos te vind. Ek bid dit hier in Jesus se naam. Amen. Psalm 16, ek lees vers 1 en 2 en dan vers 5 tot vers 11. Die opskrif is, niks goed behalwe God nie. Neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U, daar is my niks goeds nie, behalwe by U. Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof, wat my tot die regte insig gebring het, selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek, en voel ek veilig. U gee my nie oor aan die dood nie, U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe, by U is daar oorvloedige blydskap, uit U hand kom net wat mooi is. Is dit so ver? Geliefdes, wanneer ons hierdie Psalm lees, hoor ons die woorde van iemand wat weet dat die lewe nie maklik is nie. Dawid het soms baie storms beleef. Hy het vervolging geken, hy het verlies geken, hy het onsekerheid geken, maar hy bely iets wat die fundament van sy lewe is. God is sy toevlug, sy sekuriteit en sy erfdeel. Hy begin die Psalm met hierdie woorde, neem my in U beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Is 'n gebed van iemand wat weet dat die lewe nie heeltemal in sy eie lewe is nie. Ons kan beplan, ons kan werk, ons kan lief hê, ons kan bou, maar uiteindelik bly ons afhanklik van die Here. En wanneer die dag kom, is daar net een plek waar ons veiligheid kan vind, by God. Wanneer ons vandag terugkyk oor Tannie Engela se lewe, dan sien ons ook iets van daardie afhanklikheid en vertroue. Haar lewe was nie net 'n reeks gebeurtenisse nie, dit was 'n lewenspad waarop sy deur die Here gelei is, tree vir tree, deur die vreugdes, deur die uitdagings, deur die tye van voorspoed, deur die tye van swaar kry. God was elke keer daar. In vers 5 sê Dawid, Here, U is my lewe, U sorg vir my. Letterlik staan daar, die Here is my erfdeel en my beker. U hou my lot in U hand. Wat 'n besonderse beeld is dit nie. 'n Erfdeel is iets kosbaar.
Dis jou plek, dis jou grond, dis jou toekoms. Dit was jou bestaanssekuriteit. Maar Dawid sê, my grootste besitting is nie iets wat ek kan vashou of besit nie. My grootste besitting is die Here self. Dit herinner ons vandag daaraan dat 'n mens se waarde uiteindelik nie gemeet word aan wat jy besit, bereik of nalat nie. Die grootste nalatenskap in die lewe is nie dinge nie, maar geloof, liefde, karakter en die mense se lewens wat deur jou aangeraak is. En dan kom ons by een van die besonderse verse wat ons dalk al soveel keer gehoor het. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Die ou vertaling lees so, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Die beeld van meetsnoere verwys na die lyne waarmee die grond in daardie tyd gemeet en verdeel is. Dit was die plek wat iemand vir jou toegeken het. Dawid kyk na sy lewe en sê, wanneer hy terugkyk, sien hy dat God se hand oor sy lewe was. Die Here het sy plek bepaal. Die Here het hom nie vergeet nie. Die Here het vir hom 'n erfdeel gegee wat mooi is. Hierdie woorde kan vandag ook deel word van ons dankbare herinnering oor Tannie Engela se lewe. Wanneer ons terugkyk oor haar lewe, dan kan ons ook sê, die Here het haar 'n plek gegee. Hy het haar in 'n bepaalde familie geplaas, hy het haar sekere gawes gegee, hy het mense oor haar pad gebring, hy het haar lewe gevorm, deur elke ervaring, verhouding, vreugde en ook uitdaging. En sy het dit met volle hand, of met al haar krag en met volle oortuiging aangegryp. Sy het ongelooflik baie bereik. Sy het baie oopgemaak vir mense wat nooit die geleenthede sou gehad het nie. Sy het haar werk met eer verrig, sy het haar familie lief gehad, sy het mense gehelp sonder dat iemand daarvan geweet het. Sy het met dissipline, integriteit en oorgawe geleef. Maar wanneer ons vandag na haar lewe kyk, sou ons waarskynlik dit verkeerd gehad het, as ons dink dat sy ook op hierdie manier oor haar eie lewe wou dink. Sy sou nie wou stilstaan by haar prestasies of dit wat sy bereik het in die lewe nie. Want sy het geweet dat elke gawe wat sy gehad het, uiteindelik uit God se hand kom. Wanneer ons vandag sê dat haar lewe ryk was, dan bedoel ons dat dit gevul was met God se goedheid. Na hierdie pragtige belydenis in vers 6 word Psalm 16 nog dieper en nog ryker. Dawid kyk nie net terug oor sy lewe nie, hy kyk ook vorentoe. Hy praat nie net oor die seëninge wat hy deur God ontvang het nie. Hy praat ook oor hoe God hom elke dag vorentoe gaan dra. Hy sê in vers 8, ek het die Here altyd by my. En omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Wat 'n merkwaardige geloofsbelijdenis is dit nie. Dawid sê nie dat daar nie moeilike dae sal wees nie. Hy sê nie dat gelowiges nooit hartseer of siekte of verlies sal ervaar nie. Hy sê dat daar iemand is wat saam met ons deur dit alles sal gaan. Die Here is nie ver nie. Hy is nie 'n toeskouer wat net op 'n afstand staan en kyk nie. Hy is naby. Hy is die een wat ons dra en ondersteun. En dis die troos wat ons vandag ook nodig het. Ons kyk oor die lewe en ons sien die uitdagings en die moeilike dae, maar ons besef ook dat God by ons is. Dieselfde Here wat vir Tannie Engela deur die moeilike dae gedra het en haar ondersteun het, wat haar in sy hand vasgehou het, is die een wat nou ook by elkeen van ons is. Ons troos is nie dat Tannie Engela
so 'n sterk persoon was nie. Ons troos is ook nie in die feit dat sy 'n mooi nalatenskap gehad het nie. Ons troos is dat die Here haar van die begin van haar lewe af nooit gelos het nie. En ook in haar laaste hoofstuk van haar aardse lewe nie alleen gelaat het nie. Die Here wat haar lewe lank haar herder was, het haar ook deur die donker vallei geneem. Hy is die Here wat ons in hierdie oomblik ook in sy arms dra. Die Psalm sluit af wanneer Dawid sê, daarom is my hart bly en juig my eer. Ook sal my liggaam veilig woon, want U sal my nie aan die doodryk oorlaat nie. U wys my die pad van die lewe, oorvloedige vreugde is by U aangesig. Lieflikhede in U regterhand vir ewig, sê die ou vertaling. Hier begin die Psalm verder kyk na wat die lewe werklik vir ons wil kom sê. Dit bring ons terug na wat God vir ons gedoen het deur Jesus Christus. In die Nuwe Testament hoor ons dat Jesus opgestaan het in die graf totaal en al vernietig het. Dat hy nie toelaat dat die dood die laaste sê het nie. Wanneer Dawid sê dat daar vir ewig blydskap en mooi dinge in God se hand en in God se Vaderhuis sal wees, dan is dit juis waarna hy verwys. Ons weet dat aan die engele vasgehou het ook aan hierdie belofte. Dat die Here die een is wat vir haar alles gee wat mooi is. En ook die ewige lewe. Liewe familie en vriende, julle verlies is groot. 'n ma, 'n suster, 'n ouma, 'n tannie, 'n vriendin is van julle weggevat. Vir elkeen van julle was sy iets anders. En daarom gaan elkeen van julle haar ook op 'n ander manier mis. Die herinneringe wat God julle gegee het, is kosbare geskenke. Koester dit. Vertel die stories, lag weer saam daaroor. Want elke keer wanneer julle dit doen, dank julle die Here ook vir die gawe van haar lewe. En onthou ook, as gelowiges, soos Dawid, kyk ons nie net terug op ons pad nie, ons kyk ook vorentoe. Mag julle vashou aan die wete, dat aan die engele ook soos Dawid sou bely, U leer my hoe om te lewe, by U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Mag daardie belofte julle dra. Mag dit julle troos wanneer dit stil raak in die huis. Mag dit julle moed gee wanneer die gemis diep sny. En mag dit julle herinner dat die Here wat aan die engele haar hele lewe lank gedra het en vasgehou het, ook vandag in die dae wat kom, julle sal vashou en by julle sal wees. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend kan stil word en uit Psalm 16 kan hoor dat U die een is op wie ons kan vertrou, by wie ons kan skuiling vind. Dat U die Here is wat by ons is en ons nie alleen laat nie. Ja, Here, as ons soos Dawid terugkyk oor aan die engele se lewe, dan sien ons die erfdeel wat U vir haar afgemeet het. Sien ons die mooi dinge waarmee U haar geseën het. En ons eer U daarvoor. Dankie Here, dat Dawid ons leer dat ons erfdeel is nie ons besittings of ons prestasies of wat ons bereik het nie.
maar dat dit U is. Dankie dat in die engele ook op 'n manier dit vir ons gewys het, op 'n manier hoe sy die lewe aangepak het. Dankie Here dat ons ook kan weet dat sy saam met Dawid sou bely het, dat U die een is wat haar lewe gerig het, en dat U die een is wat vir haar alles gegee het wat net mooi is. Mag U elkeen van ons nou help, om te kan weet, Here, dat U die een is, wat ons juis in hierdie tyd bystaan. Wat ons aan die hand vat, en ons vorentoe lei, op net die manier wat U kan. Mag U die familie, juis in hierdie tyd, toevou in U liefde, mag hulle U nabyheid ervaar. Mag hulle weet, Here, dat U die een is, wat saam met hulle die pad vorentoe stap. Wanneer die dae moeilik raak, wanneer die gemis diep sny, en wanneer die huis stil is. Mag U met elkeen van hulle wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek gaan vra dat ons nou lied 602 saam sing. Dit is Ek sien 'n nuwe hemel kom. Geliefdes, ek gaan nou geleentheid gee vir 2 persone om 'n huldeblyk te bring. Eerstens gaan ek vir Tannie Betsy vra om iets vir haar te kom vertel.
Welkom aan almal, wie by Ingela. Ek sê, dis nou vir my baie vreemd om hier voor almal te praat. Ek hoop julle kan my almal hoor. Kan almal hoor? OK. Ek het nog nooit in so 'n ding gepraat, hè. OK. Kan julle my nou hoor? OK. Ingela was vir my as mens en as 'n medewerker by Sanlam 'n groot inspirasie en het 'n groot impak op my lewe gehad. Ek onthou toe ek in 1981 by Sanlam begin werk het, was Ingela maar daar. Ingela was altyd so deel van Sanlam. Sy was daai tyd die bestuurder by die pensioene berekeningsafdeling en sy was verantwoordelik vir die sluiting van al die kontante posito rekenings. Ons het sommer die afdeling KDR genoem, kontante posito rekenings, elke maand. En sy het haar rekeningsafdeling het al die verskillende administratieafdelings van pensioene bymekaar getrek sodat die rekenings gesluit kan word om die bates te kan belê. En Ingela het elke maand gesorg dat daai rekening gesluit word tot op die sent toe. By Ingela was alles net reg of weg. Jy moes sê, ek kan getuig van Ingela se deursettingsvermoë, haar toegewydheid en haar passie vir haar werk om te verseker dat alles 100% op die sent toe reg is. As sy, ek onthou toe ons daar begin werk het, ons was maar almal skrikkerig vir Ingela. As sy daar ingedraf het met haar KDR query, as haar rekening nie klop nie, dan moet jy sorg dat daai ding reg maak en Tannie Ingela draf sommer saam met die query daarin en sal vir jou sorg dat jy dit doen. Sy was regtig wel baie streng. Maar wat vir my baie spesiaal was van Ingela, want ek het die voorreg gehad om baie nou saam met haar te werk die laaste paar jaar van haar werk, van haar loopbaan by Sanlam. Wat vir my so spesiaal van Ingela was, is dat sy haar leer ken het as iemand met 'n diep omgee hart, wat omgegee het en baie lief was vir haar kinders. Hulle was vir haar baie spesiaal, haar familie, en wat vir my ook geweldig baie beteken het in daai laaste jare. Ons het so 'n jaar voor Ingela in Junie 2017 klaargemaak het ons die voorreg gehad om haar 70ste verjaarsdag saam met haar te vier, en dit was ook haar 50ste jaar verbintenis met Sanlam. 50 jaar lang was Ingela by Sanlam. Dit was my ongelooflik. Hulle daai tyd 'n onderhoud met haar gevoer, ons het hom fakkel, maar daai tyd was dit seker die Sanlammer of een of ander elektroniese tydskrif al gewees, het 'n onderhoud met haar gevoer daai tyd. En dit was net vir my ongelooflik om te dink dat Ingela al in 1964 by Sanlam begin werk het, net minder as 'n jaar na my geboorte, het Ingela daar begin werk. En Ingela was regtig waar 'n loyale werker en 'n baanbreker en 'n legende in Sanlam. Sy het in 64 begin werk, 1902 het sy, ek het verstaan dat hulle het iemand het daar na Kanavon toe gekom en by die skool kom 'n aanbieding gee en vertel van hierdie wonderlike geleenthede by Sanlam en die toekoms wat jy daar kan hê. En Ingela het die geleentheid aangegryp. Haar ma was nie baie opgewonde daaroor nie. Sy nog gesê, sy ma het maar besware daaroor gehad, maar sy het stad toe gekom. Sy het ingetrek in die koshuis daar agter Sanlam, waar ons maar almal by agter Sanlam begin het. En sy het buitemuurs gestudeer en in 1967 was sy die eerste vrou in Sanlam wat toe nou haar BCom graad gekry het. En in 1978 was sy die eerste vrou wat Sanlam pensioene se bestuurspan aangesluit het. En daarso het sy toe dis hoe ek toe nou by rekenings vir haar ontmoet het, sy was die bestuurder daar. So Ingela het hierdie het regtig waar baanbrekerswerk gedoen en gesorg dat die rekeninge tot op die sent toe klop, en sy het ook die geleentheid toegehad om by Sanlam haar liefde vir die syfers en vir rekonsiliasies en al daai goed uit te lewe. En soos ons almal het sy ook maar deur al die veranderinge, en daar het altyd so baie dinge by Sanlam gebeur. Dan is die kanale saamgevoeg en dan is hulle apart, dan is daar nuwe bestuur, en op 'n stadium het hulle ook die administratiewerk van die pensioenfondse uitgekontrakteer, en Ingela besluit toe nou, nee, wat sy gaan nou maar aftree, want sy wil by Sanlam bly. En dit was so in die vroeë 2000s, en sy het toe nou,
op daai stadium, maar by Sanlam aangebly op 'n kontrakbasis. So dit was omtrent nog die laaste 20 jaar van haar loopbaan, of amper 17 jaar van haar loopbaan, het sy op 'n kontrakbasis aangebly as 'n konsultant, en ek het in daai tyd toe met Engela begin saamwerk, wat ek geleer het van hoe die stelsel werk, want ons moes toe nou 'n nuwe stelsel kry vir die rekeningsafdeling. En Engela het vir my soveel leiding en wysheid gegee, en toe hulle dit was so 2010, 2011 het my gevra of ek die daai afdeling sal vat, want Hillary wat daar gewerk het, het toe weggegaan. En ek het gesê, ek sal dit net doen, as ek vir Engela kan kry, om die ou stelsel te hanteer, want ek was maar bangerig van daai ou stelsel. Ek het nou die nuwe stelsel geken, en daar was ook 'n proses gewees, dat jy elke fonds moes afsluit, en het migreer na die nuwe stelsel toe. En Engela het dit vir my gedoen, en sy het nie opgehou om by ons te werk, totdat al daai fondse oorgevat was, van die ou na die nuwe stelsel. Elke rekening was afgesluit, elkeen was reg, en dit was en almal wat in ons spannetjie was, sal getuig van hoe toegewyd Engela was. Maar Engela was so omgee mens. Sy het altyd geniet as ons op outings gaan. Ons het opgegaan Tafelberg toe, Engela was vir ons goedkoop, want sy het pensioentariewe gekry. En ons het gaan ry met die rooi bus. Ons het so baie goed gedoen, wat Engela ook geniet het. So sy was my ook 'n mens, en dit was ook wat vir my so spesiaal was. En na Engela toe nou klaar gemaak het, by Sanlam Junie 2017, het ek met haar kontak behou, en dit was my so spesiaal. Ons het elke jaar het ons ontbyt saam met haar gehad op haar verjaarsdag. Engeliesel het my altyd genooi, dit was so lekker. En toe het ons ook die voorreg gehad om haar 80ste verjaarsdag op 'n baie spesiale manier saam met haar te vier. En ek kan nie glo dat 2 weke daarna moes ons vir Engela groet nie. Dit was moeilik. Ek het die voorreg gehad om haar te gaan besoek in die hospitaal. Ek was nog die dag voordat sy weggeneem is, was ek nog by haar gewees, en ek was baie positief, maar ek kon sien was moeilik vir Engela. Al kon sy nie praat nie, as jy aan haar hand vat, het sy haar oë opgemaak, en ek kon sien sy herken my. So, ek glo dat Engela is waar sy nou rus vind. Ek weet sy sien vir julle, sy sal by haar kinders bly. Die afsterwe van 'n ouer is 'n baie moeilike ding, mens kom nie eintlik haar oor nie, jy dra maar net jou ouer in jou hart saam. Sy sal altyd daar wees, en sy sal altyd vir julle omgee. My ma is al in 1995 oorlede, en ek dink nog steeds elke dag aan haar. Ek was 19, ek het 'n spesiaal vandag dit saamgebring, want ek was 19 toe sy dit vir my gegee het. En al hierdie dingetjies wat jy saam met jou ma gedoen het, al die herinneringe wat jy saam met haar ophou, dit is wat jy met jou res van jou lewe sal saamdra. So sterkte vir julle almal, en rus en vrede. Engela, ons sal jou mis. Baie dankie. Baie dankie. Ek vra om Herman ook sy huldeblyk kom bring. Goeiemôre, of is dit al goeiemiddag? Engela Franken, wat 'n mens, wat 'n vrou. Dominee Johan, jy het vir haar so mooi opgesom. Elke woord wat jy van haar gesê het, is die reine waarheid. En jy vat die woorde so uit my mond uit, wat ek vandag ook wou gedeel het. Maar ek gaan nie dit nou weer alles herhaal nie. Dit gaan te lank neem. Ek het geen notas gemaak nie. Verskoon my as ek 'n bietjie deur mekaar gaan praat. Maar Engela was 'n besonderse mens. Engela is gebore 10 Junie 1946. Presies 10 jaar daarna, 10 Junie 1956, is ek gebore. Ek het die voorreg gehad om sedert 1983 tot en met 2008 eers onder Engela
en later saam met Engela te werk. Ek sê dit in 'n goeie gees. Engela was nie 'n maklike mens nie. Sy was moeilik, maar met respek gesê. Vir haar was daar net 'n reg of 'n verkeerd, nie 'n middeweg nie. Met Engela het jy presies geweet waar jy met haar staan. Mense van buite haar kantoor, as hulle met haar moeilikheid gesoek het, dan het hulle dit gekry. En as Engela eers vir jou gestaan het, en sy het haar oogie so geflikker, dan moet jy weet, nou moet jy oppas. Ons sê dit, ek deel dit alles met respek. Ek moet vir julle eerlik sê, daar was ook 'n geleentheid wat ek gesien het, dat iemand met Engela skoor gesoek het. Ek nie eintlik skoor gesoek het, maar die persoon was nie aan die regte kant van die saak nie. En Engela het vir haar het die persoon so aan die arm gevat en gesê, kom, nou stap ons na Marinusdaling toe. Marinusdaling was daardie jaar, of daardie tyd, die CEO, soos hulle vandag sê, van Sanlam. Sy het die geskroom om te fight. Sy was 'n regte fighter in haar lewe. As ek moet terugdink aan die 25 jaar wat ek in kantoor met haar gedeel het, was dit tye wat ek en Engela wel verskil het, vasgesit het, maar ons kon dit op 'n mooi manier afhandel. En sy het erken, as sy verkeerd was, maar sy was gewoonlik die meeste van die tyd reg. Ek was ook bevoorreg om Engela se 80ste verjaardag saam met haar te kon vier. Vroeg hierdie jaar het Engela vir my gebel en vir my gesê, Herman, hierdie jaar word ek 80 en ek beplan om iets te gee. En sy het vir my gesê, sy wil graag hê, ek moet ook daar wees. Ek en Engela het nooit by mekaar eintlik gekuier nie, ons was altyd in kontak met mekaar, maar mekaar se deurdrimpels het ons nie oortrap nie. Maar ons was gereeld in kontak met mekaar, en wat vir my baie uitgestaan het van Engela, die dag wanneer ons 2 verjaar het. Engela het altyd gepraat van, alhoewel haar 10 jaar verskil is, ek is haar tweeling maatjie. So, Engela was altyd die een wat eerste was om vir my te bel, om vir my te geluk te wens met my verjaardag. En Engela het die heerlikste sjokoladekoek gebak. Daar is nie iemand wat ek al gekry het wat so heerlike sjokoladekoek kon bak soos sy nie. En sy het gereeld vir ons in die kantoor verras met hierdie sjokoladekoek. En ek weet Jakobus is ook baie lief vir hierdie sjokoladekoek, hy sal dit ook baie mis. En ek was ook bevoorreg gereeld op my verjaardag. Die dag dan kom Engela daar ingewals en dan bring sy vir my spesiaal van hierdie sjokoladekoek. As Engela Namibië toe was, en sy kom terug, en het ek by biltongst ook gekry. Engela, so ek net nog genoem het, was 'n fighter. Sy was 'n syfermens, maar ek sou graag wou gesien het, as sy in die parlement moes gewees het. Sy sou hulle uit mekaar uitgeskit het. Sy, ek kan maar sê, sy is 'n eystervrou. Margaret Thatcher en Helen Zille, sy is vir hulle ver vooruit. Jakobus en Engelies, hulle twee, ons soos ons weet, was Engela vir jare
'n enkel vrou. En hulle tweeetjies was nog baie klein. Maar dan moet ons werk, oortyd werk. En by Sanlam, maar was selfs 'n tyd dat ons dwars deur die nag moes werk. En Jakobus en Engelies was nog maar klein. Maar hulle moes ook baie keer vir hulle self vermaak in Sanlam. En ek sien nou nog voor my hoe hulle twee vir mekaar op Sanlam op die stoele met die wielietjies rondstoot daar in die gange af. Hulle het hulle geniet. Maar Jakobus en Engelies, julle het 'n besonderse man gehad. Ons eer haar lewe. Engela, rus in vrede. Amen. Dankie Merman. Ons gaan nou na 'n skyfie vertoning kyk wat ook die tannie se lewe eer en vier. Nader as wat
Ek wil vir hom Dion vra om nou vorentoe te kom om die bedankings te doen namens die familie. Môre almal. As ek van die pad af gaan hier so, dan is dit nie my bril nie, is maar net my ability om nie te kan lees nie. So. OK, ek het nou die lysie van die bedankings hier so. Ek dink Jacobus het omtrent die grootste rol daar gespeel, so as ek verkeerde goed hier so lees, is dit hy wat dit geskryf het. Dit is nie alles my skuld nie. Die bedankings begin by iets wat baie spesiaal is, en hy sê, dankie ons hemelse Vader, dankie vir 'n wonderlike ma, al het my boude baie gebrand. Hulle sê, jy kan nie jou ouers kies nie, want God kies hulle vir jou. Maar wat belangrik is hier, is God maak nie die verkeerde keuses nie. So, dit was die perfekte mix soos wat dit moes gewees het. Sy was 'n wonderlike ma, sy het baie omgegee vir haar kinders. Dan, baie dankie Betsy, Marianne, Marina, Sean en Zandrey. Dit was die persone wat vir haar besoek het in die hospitaal. En ek dink dit maak nie saak op daai stadium of sy eers bewus was julle was daar, of sy julle herken het of nie herken het nie. Julle was daar vir haar. En ek glo vas in haar onderbewussyn het sy geweet. En as gevolg van afstand het ek nie daai geleentheid gehad nie. En dit is nie altyd maklik nie. Maar soms werk die lewe so dat afstand baie keer dinge omverkrap. Ek sou graag wou gehad het om daai oomblikke te deel wat julle gehad het. Baie dankie aan die hospitaalpersoneel, ek glo hulle het hulle beste gedoen. Dis 'n skielike ding wat vinnig gekom het. En dit was ook nie 'n maklike aanval wat sy gehad het nie. Ek het die kans gehad om met die dokter daaroor te praat en dit het haar sleg en onkant gevang. En ek glo hulle het gedoen op die einde wat hulle moes doen. Om te probeer, maar dit het nie so uitgewerk nie. En baie dankie aan die mense wat die hulpblyke gedoen het. Selfs op hierdie stadium in my lewe hoor ek goed van haar wat ek self nie eens geweet het nie. En veral omstandighede by die werk, ek ken haar nou nie as 'n persoon by haar werk, hoe sy daar was en so nie. Ek weet van die storieetjies, julle is heeltemal reg, ek glo sy was moeilik en ek is maar jammer gevoel baie daar vir julle, al het ek nie eens geweet wie julle is nie, maar ek het die stories gehoor, so ja, maar ek dink dit was wonderlike tye. Ek myself, as ek 'n huldeblyk moes doen, sou ek gesukkel het. Ons het groot geword in 'n gesin waar sy was die oudste, ek was die jongste. Daar was 12 jaar verskil. Ek het saamgery met die trein wat haar gaan aflewer het by Sanlam. Toe ek 5 was, my geheue op daai stadium kan nie meer, of kon nie onthou van alles. As 'n familielid, as 'n suster saam in 'n huis, was daar nog nie veel wat ek onthou nie. Ons het daar afgelei. Daarna was dit besoeke, vakansies, sulke goed wat 'n mens bietjie met haar gedeel het. Ek het groot geword, ek het klaar gemaak met skool. Hulle het my daardeur geslaan, maar ek het daar gekom. Want ek kon nooit keep up met die rekord wat sy gestel het, en daaroor was die onderwysers met my aggressief ook oor, want ek kom dan uit dieselfde huis uit. Hoekom is ek dan nou so stap en jy verstaan? Maar daarvan af is ek Bosoorlog toe en daarvan af is ek Johannesburg toe met 'n nog groter verwydering van waar ons was, en
En sy het getrou, sy het aangegaan met haar lewe en ek kon weer opvang met haar 'n bietjie. Toe ek getroud is, ek het kinders, het ons in ander opset gekuier, ons het ons naweke gehad in Kanaal, Paasnaweke was 'n groot ding, ons het almal probeer huis toe storm en ons het wonderlike tye gehad. En ja, en ek hoor vandag nog goedes wat ek baie nie eens meer kan onthou nie en ander wat ek nie eens van weet nie. En dit was wonderlik om na julle Hildeblyke en julle getuienis te luister. Dominee Johan, ja, jy het 'n wonderlike boodskap. Jy het 'n wonderlike boodskap gelei met so baie inligting oor haar wat jy maar bymekaar gemaak het met jou besoek daar by ons en sekerlik by ander mense ook en ja, jy het jou huiswerk mooi gedoen. Jy het baie goeie inligting gehad en jy het regtig 'n merkwaardige boodskap gelewer. Ek was baie beïndruk en baie dankie daarvoor. En dan Michelle van Sam Family Funerals, ek ken nou nie die persoon nie, die kinders het dit gereël. Baie dankie vir al julle reëlings en al julle moeite wat julle gedoen het. Ek wil van my kant af, wat ek weet daarvan, wat ek wil sê is, dat ek moet hulle geluk wens. Ons het gister het ons hulle besigheid besoek en ons het geleentheid gehad om na die kus te gaan kyk. En ek was beïndruk met die aanbieding wat daar was. Die aanbieding in terme van dit wat in daai kus was. Ek het al baie lyke gesien, ek het al baie mense by baie begrafnisse gesien, maar die voorbereiding wat hulle gedoen het en die moeite wat hulle gedoen het met daai liggaam in daai kus, het gelyk soos 'n lewende persoon wat daar lê en slaap. Ek was baie beïndruk. Ek het lanklaas sulke goeie handewerk gesien. So ek wil vir hulle sê baie geluk en baie dankie. En dan 'n bedanking aan die Eike gemeente, die Eike gemeente vir die gebruik van hierdie fasiliteite vir die diens en alles wat die omgaan, die verversings daarna en alles. Is Hannelie, ja, vir die voorbereiding van die heerlike eetgoed na die diens. Ek weet nie wie Hannelie is nie, maar baie dankie. En dan Welien, vir die sang wat jy gedoen het, dit was pragtig hoor. Dit is baie pragtig. Mense wat vandag hier is, party kom ver, party is van hier rond, maar baie dankie dat julle belang gestel het en dat julle julleself teenwoordig gemaak het hier. So ons as 'n familie waardeer dit verskriklik baie. Skoon tog. Ek wil daarby aansluit by die mense wat hier is, wil ek 'n baie spesiale dankie sê aan Wilna Troeter. Wilna is 'n groot vriendin van Marie wat hier in wat ook in hierdie omgewing gewoon het en hulle het verhuis na Hartwater toe, is reg ja. En toe sy gehoor het van Marie se beroerte, het sy onmiddellik haar kar opgepak in Hartwater en sy het hiernatoe gekom om die kinders te ondersteun en om vir Marie te ondersteun. En sy het haar besoek by die hospitaal en sy het regtig haar ondersteuning gegee wat sy was. En wat vir my merkwaardig was, vir haar ook as 'n enkel vrou op hierdie stadium, haar man is ook al oorlede, om so ver te reis vir 'n vriendin vir die vriendin se gesin in nood. Dis merkwaardig. En ek het met haar gepraat op 'n kol, ek het daar op 'n stadium toe ek hoor sy's daar, toe het ek haar geskakel. Toe het ek haar geskakel en om vir haar te bedank vir dit wat sy gedoen het, want ek het gedink regtig dit is wonderlik van haar. En dit is baie goed vir die kinders dat sy daar was. En toe het ek en sy sommer net so gepraat oor wat gebeur het en die situasie wat dit nou veroorsaak is. En ek myself
het soveel berusting gevind by wat sy vir my gesê het. Die woorde wat sy met groot wysheid uitgespreek het, wat ek het regtig 'n mens soek maar na antwoorde as so iets gebeur, dan wonder jy nou, hoekom het dit gebeur, wat kon ons nou gemaak het, kon ons iets gedoen het, kon ons dit verander het, of kon 'n mens iets bygedra het, of en sy het met baie wysheid vorendag gekom, en toe ek daai telefoneer sit, toe kon ek aangaan met my dag en met my lewe, want ek het ook in daai boodskap van haar baie berusting gevind, en ek wil vir jou sê baie dankie. Dit was wel regtig baie nice van jou. En dan hierso het Jakobus gesê, laastens, baie dankie aan Engelies, wat vir soveel vir die laaste klompie jare by haar ma ingewoon het, en wat na haar ma gekyk het, na die huis gekyk het, na die tuin gekyk het, en wat duidelik nou in hierdie tyd ook 'n baie groot bydrae gelewer het om alles voor te berei, te help met die voorbereidings, die huis beskikbaar te maak vir die familie wat ver kom en wat daar moes kom woon het en alles, en hy sê vir haar baie dankie. En hy sê ook hierso, dat hy wil hê sy suster moet weet dat hulle maar so, kyk, hulle is maar soos enige broer en suster, hulle veg ook maar, jy verstaan. En nou is hulle moes nou maar gehoor van die ma se kant, of lyk my hulle ook maar van veg, jy weet so. Dit moes nou maar aansteeklik, jy weet. Maar hy sê daarom hier, dat hy sal sy suster absoluut niks in die wêreld verruil nie. Maar baie daar sal hy haar som van nie weggee. So. Maar ja, ek wil net vir almal wat ons mag, miskien vergeet dit hierso. In elk geval sê baie dankie as julle bydrae gelewer het, en baie dankie weer eens vir julle teenwoordigheid en vir die ondersteuning. Baie dankie. Dankie broer. Dankie Dion. Geliefdes, ek gaan nou 'n kans gee vir Welien om vir ons 'n lied te sing wat definitief ook op 'n ander manier iets getuig van wie aan Engela was.
Geliefdes, ek gaan nou geleentheid gee vir die familie om 'n laaste eer te kom betoon, ook op 'n ander manier. Gewoonlik kom plaasmens roosblare by die foto, maar dit was die versoek dat hulle ook kom 'n lekker ding kom haal. Ek sien hier is 'n bak vol nou, so ek vir die familie nooi om 'n laaste eer te kom betoon, en dan ook vir die wat dalk graag 'n laaste eer wil betoon om vorentoe te kom en dan 'n stukkie nougat te kom haal.
Vriende, in tye wanneer die seer vlak in ons binneste sit, dan kan ons net na hierdie tekens kyk. Jesus se bloed het gevloei en sy liggaam is gebreek. So seker soos dat ons hierdie brood sien breek en hierdie wyn sien vloei, so seker kan ons daarvan weet dat die Here se liggaam vir ons gebreek is en dat sy bloed vir ons gevloei het. Hierdie tekens herinner ons dat die Here seer en pyn aan sy liggaam gevoel het. En daarom in hierdie oomblik kan ons ook vashou in die wete dat hy ons seer en pyn ken. Maar saam met dit is daar ook 'n belofte dat die Here die graf oorwin het en vir ons die ewige lewe gegee het. Dat hy vir tannie Engela ook die ewige lewe gegee het. Kobus, Engelies, Dion, tannie Arvida, familie en vriende, ons mag nie toelaat dat hierdie laaste tydjie die hardste oor tannie Engela se lewe spreek nie. Mag ons haar laat voortleef deur haar lewe te eer en te vier in ons gesprekke, in die manier hoe ons optree, in ons denke en ook in die manier hoe ons leef. Mag ons iets van haar aan die wêreld teruggee, nie omdat sy weg is nie, maar omdat sy terug is in haar Vaderhuis. Mag ons werklik vir die wêreld iets van hierdie juweel van 'n vrou teruggee, omdat ons weet sy nou in haar Vaderhuis is. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede en vertroosting gee. Amen. Vriende, kom gesels en kuier lekker saam ook in die saal. Kom deel ook die stories wat jy graag oor tannie Engela wil deel.